Goeiemôre almal, ek is Corneil Delport. Môre, en ek is Kobus en Skaper. En ons is hier vandag om met jou dit te wys van wat om te eet voordat jy oefen. Want ek en Kobus het lanklaas geoefen en ons wil net gereed kry. Wat van praat jy? So, los daai energy bars en daai wat bedoel energy, né? Ons het iets beters gekry wat die mense op die internet sê. Hulle sê pasta werk, hierdie lekker noedels of pasta. Kan ek ook kry? Nee, is myne. Niemand, ek het en dan eet jy net 'n lekker klomp van hierdie. Ek gaan 'n film gaan Jy kan ek kry. Nee, maar jy moet hulle vertel hoekom pasta so goed is. Want dit maak jou vol en is lekker. Ja, en ons is altyd honger, so dit is net Ja, so mooi. en dit is internet sê so. Wat maak julle? Eet julle alweer? Ja. Nee, Kobus ding. Hallo julle, ek is Candice. Hallo, En Candice. Ek gaan met julle gesels oor julle eetgewoontes. Wat bedoel jy? Kobus het alles geëet. Ek Wat het niks eet geëet. julle? Ons eet pasta, ja. I eet Hoekom pasta. eet julle pasta? Want dit maak 'n mens vol en energie nie. Energie is baie goed vir hardloop. Wil julle hardloop? Ja, Ja. ons gaan 'n Julle marathon bietjie hardloop. onfix. Maar kan ek net vir julle sê, julle eet nie die regte ding nie. Maar Want ek weet dis lekker, maar as jy wil fix word, moet jy liewers goed soos protein bars of Energade. Want dit gee julle meer energie en veral voor julle oefen of na julle geoefen het, dan help dit vir julle vir meer energie. En na die tyd kan julle altyd 'n piesang eet, iets gesonder as pasta. Pasta gaan jou dalk te vol maak. Ek dink pasta sal perfek wees. Ja, lyk my julle hou baie van pasta. Ja. Maar ek dink ons moet begin by die regte afrigter, Jesus. No. Hy het klaar die wedstryd gehardloop en hy ken die pad en hy weet hoe om ons daar te kry. So kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons volg ons afrigter se voorbeeld. Jesus is ons afrigter. Stem julle saam? ja. Eet jy lekker kanaal? Okay, Johannes 8 vers 12 sê: Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Okay, nou ek is seker die Bybel sê vir ons 'n bietjie meer as dit. So kom ons kyk wat sê. Jesus het klaar die reis gehardloop en hy ken die pad. Jesus het klaar die reis gehardloop en hy ken die pad. Kobus, kan jy vir ons asseblief 1 Petrus 2 vers 24 tot 25 lees? Okay. So, in 1 Petrus 2 vers 24 streep 25 sê dit. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en ons kan lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na die herder en die bewaker van julle lewe. Okay. Ek is 'n skapie. Is jy? Is jy? Okay, dan moet julle onthou as julle wil fiks word, moet julle woordvitamiene Is jy vitamiene gekry, Kobus? Het jy? Dit is my gegee. Okay, Psalm 119 vers 105 sê: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. So die woord is die vitamiene. Yes. Dan asemhalingsoefeninge. Ja. Okay, Corneil. Wag, ek sê. As jy weer asemhaal, kan jy vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 17 lees? Ek dink hier is nog 'n lang vers, wag, laat ek gou net asemhaal oefening kry. Okay. Bid geduldig. Dan sê en wat? Lees beteken? jou Bybel. Wow, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy gaan kan hardloop want jy het dan asemhalingsoefeninge gedoen. Dan, wat moet ons onthou? Moenie moedeloos raak nie. Okay, hoekom nie, Corneil? Wat sê 2 Timoteus 4 vers 7? Dit sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Dan sê, so ons moet gelowig enduit volhou, want dan sal ons die wenstreep bereik. Nog iets, ons moet volhard. Volharding is die ding. Hebreërs 10 vers 36 sê, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen
en te ontvang wat hy beloof het. Okay. Wow, volhard. 'n hart wat vol liefde Dit is vrek baie slides. is nogals. Ons moet opgee nie. Jakobus 1 vers 3 tot 4 sê. Go Corneil. Okay. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter einduit volhard. Dan sal julle hele lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Hy. So, ons moet ons geloofstoets deurstaan, want dit veroorsaak dat ons volhard. En dat ons ons lewensdoel sal bereik. Ons moenie bang wees om te vra nie. Kolossense 1 vers 11. Kobus, Ons wat sê bid, dit? ons bid dat hy deur die krag van sy goddelike heerlikheid julle sal toerus met al die krag wat julle nodig het om in alle omstandighede geduldig te volhard. So gaan julle volhard? Ek dink dis is moeite. Nee man, ons het nou al hierdie verse gesien. So, ons moet nie opgee nie. Wat gaan ons nie doen nie? Omgee. Of net omgee. Hoekom gaan ons nie opgee nie? Want ons hou ons oop op Jesus en ons hardloop nie alleen nie, want Jesus is altyd met ons. Wow. Okay, ek sal dalk voel. Ek sal my bes probeer. Ek sal my bes probeer, ja. Ons beste is goed genoeg, want ons gee nie op nie. Never give up. Ek dink dit is. Die end. Wel ons gaan. Lees jou my